Baie welkom by 'n nuwe week en dit is 'n voorreg om saam met jou ook so saam te reis. En ons bedink die gedagte as my lewe in die vorm sal wees van die kruis. En in hierdie maand van Februarie, ons is besig om al hoe nader te beweeg aan die einde van 'n seisoen binne in die kerkjaar en dat ons lydingstyd nader, maar dit nie noodwendig so sterk nou al die fokus of tema van lydingstyd nie, maar dat dit 'n lewe is wat verenig is met Christus. 'n Omgekeerde koninkryk, om so lewe na te streef. Ek hoor nou die dag skryf 'n Engelse persoon of verwys na een van sy kollegas wat gepraat van 'n cross-formity, dat 'n gevorm te wees in die vorm of in die mold van die kruis. En watter implikasies dit vir ons lewens het. Ons staan vandag stil as ons onsself gelykvormig aan 'n lewe van die kruis as ons dit wil voorhou. Ek lees vir ons 1 Korintiërs 1 en ons lees daar vanaf vers 6. Die boodskap van Christus onder julle is so goed gevestig, dat julle nie aan 'n enkele genadegawe ontbreek nie. Julle bly ook vol verwagting uitsien na die verskyning van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat julle ook einduit sal laat vasstaan, sodat daar geen aanklag teen julle sal wees op die dag dat ons Here Jesus Christus kom nie. En dan is dit hierdie wonderlike belofte. God is getrou, hy wat julle geroep het om verenig te lewe met sy seun Christus Jesus, ons Here. Ons het hierdie gawes ontvang. Natuurlik, daar's groot verdeeldheid in die gemeente van Korinthe en Paulus het met hulle nogals briewe wisseling, het hy 'n klomp dinge wat hy aanspreek. En dan beskryf hy dat hulle deur Christus geroep word om verenig met hom te lewe. En dat hulle ook sal uitsien na hierdie verskyning en dat ons einduit sal vasstaan, sonder dat die aanklag teen hulle sal wees op die dag wat Christus kom. Die aanklag wat hulle in die gesig staar is die aanklag dat hulle nie aan die Romeinse gehoor of aan die owerhede van die dag gehoor gee om die keiser te aanbid nie. Maar dat die aanklag wat soveel groter impak op hulle lewens het, dat daar geen aanklag sal wees op die dag wat Christus kom nie. En dat hy hulle roep om verenig te lewe. Verenig met Christus te lewe. En as ek verenig met Christus lewe, dan word dit wat op sy agenda is, my agenda. Ek word amper geplaas in die vorm van hierdie kruis. En ons weet die kruis is 'n simbool wat eintlik iets kom tentoonstel, wat eintlik 'n omgekeerde, is 'n skand simbool. Niemand in daardie tyd wil enigsins die simbool van 'n wrede dood. Iemand hoogste misdadigers wat word aan 'n kruis vasgeslaan. Is dit iets wat jy oor trots is of iets waaroor jy bly is nie? So is amper hierdie omgekeerdheid, hoe Christene hierdie simbool vat en dit op 'n vars en 'n nuwe radikale manier word dit die teken ook van die volgelinge, die weg van Christus, 'n omgekeerde koninkryk, om met Christus verenig te leef. Mag ek en jy ook so met Christus verenig leef. En miskien kan ons in hierdie week vir ons self vra, wat beteken dit om in die vorm van die kruis gevorm te word, geplaas te word? Wat beteken dit? Wat is dit? Wat is die goed wat dit by my wakker maak? Wat is die goed wat dit onder my aandag bring? En hoe laat dit my voel? Maak dit my, ontwrig dit my, steur dit my, pla dit my, om in hierdie vorm van die kruis my lewe te vorm, toe te laat dat Christus my in hierdie vorm my lewe vorm. Ons bid so saam. Wonderlike Here, dankie vir u genade, dankie ook vir u goedheid en die liefde in ons bede is, Here, dat ons deur u geroep is, mag ons met u
vir enig lewe. Here, baie dankie dat U ons ook U kinders noem. En dankie Here dat U ons kom verlos het. En daardie einste kruis word dan die simbool na 'n lewe wat sê dat daar geen aanklag op ons lewens sal wees nie, omdat ons verenig is met die lewende Here. Ons loof U daarvoor en ons prys U wonderlike naam. Amen. Seën vir jou en 'n lekker dag, ook so vir die week wat voorlê. Totsiens.